Hartlike goeiemôre aan julle almal. Ek hoop nie dat die koue u op hierdie stadium beet gekry het nie, want almal kla vanmôre dat dit koud is. Nou daar by my by Bruiten was daar nou 'n paar manne wat gaan jag het in Namibië en terug is en nou vanmôre kla dit ons so koud het hierso want hulle het met kortbroeke rondgeloop daai kant. So dit is nou seker maar een van daardie dinge. Broer en suster, ek gaan nou al reeds verskoning vra as ek op 'n Sondagmôre vir die volgende 3 weke miskien 'n bietjie 'n minuut of wat laat is. Dit is ek probeer om 9 uur te ry in Bruiten, maar die volk wil nie saamwerk nie. Veral die manne wat met die klein karretjies ry, benewens die feit dat hulle agter die lorries ry, dit is nou nog een ding, maar die manne wat met die klein karretjies ry, is regtig ware uitdaging want hulle ry 15 km/h, 35 km/h. So 'n groot verskoning. Wat familienuus aanbetref, welkom volgende hierso. Daar is nie jong mense bymekaar kom nie of by jeuggroepe nie. En dan almal wat hierdie week hulle huweliksherdenking vier, mag jy 'n besondere week belewe. Ek hoop net nie dat dit met jou gebeur soos wat met my gemeente, een van my gemeentelede gebeur het, dat hy eers na 50 jaar se getroude lewe sy vrou se oë se kleur ontdek het nie. So regtig waar, mag dit 'n wonderlike belewenis wees. En baie geluk aan almal wat hierdie week verjaar. Ek dink ons gaan hulle name nou deurgee. Nuwe lidmate. As daar nuwe lidmate is, kan hulle aanmeld by een van die kerkraadslede by die klavier vanoggend. En as daar die nuwe lidmate vorm, kan by die kerkkantoor ingehandig word of in die gleuf by die koffiekroeg geplaas word. En dan vra die gemeente die kerkraad asseblief voorbidding vir Elsie die Jager, Johan Visser, Lani Daniels, Martinus de Wet en Alice Smit. Julle dominee Martin is tot die 19de is hy met verlof en dan nog vir die volgende 2 Sondae sal u asseblief eers 9:30 kerk hê. Ek vra verskoning daarvoor. Ek het probeer met my kerkraad onderhandel dat ons vroeër is, maar hulle byt vas. Hulle wil eers 8:30 kerk hê op 'n Sondagmôre, nie vroeër nie. Dan verjaarsdag vanoggend is Nolly Erasmus. Ek weet nie of Nolly hier is nie. En maandag is Kerry Ann Botha en Olivia Sonnekus. En dan die 7de Julie, kan ek nie die naam sien wie daar verjaar nie, is Jan Martin van Skalkwyk. En dan donderdag 9 Julie is David Breed, Hantie Snyman, Simonay van der Linde en Norman Welgemoed. Vrydag JP Hugo en JC Pieters en dan Saterdag Konrad Klopper, Flip van den Heever en Rochelle van den Heever. Is daar enige van hulle hier? Ek weet nie wat is die reëling nie. Hulle vra gewoonlik dat hulle vorentoe kom, dat ons vir hulle kan gelukwens. Is daar enige van hulle hier? Goed, kom ons raak stil voor die Here. Here, U is die begin en die einde. U was, U is, U kom weer, U is die Almagtige. Die begin en die einde. Amen. Ek groet jou in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. En in antwoord op die Here se groet gaan ons uit Psalm 23 uit saam sing, daarvan die genagtig, net 2 verse. Ek sien ek het in vers 1 weer aan die einde. Vers 1 en 2 van Psalm 23 asseblief. Die Here is my herder en bewaker, ek op
staf my nader en met 'n stoffer dryf die gevare is ek beveilig en geborg, bevry is ek van vrese en van sorge. Ons doen saam belydenis van ons geloof en u spreek in die hart die volgende woorde met my saam. En daarna sing ons uit Lied 238 vanaf vers 1 en vers 3. Ek glo dat die Bybel die woord van God is. Ek glo dat God die Vader, die skepper van hemel en aarde is. Ek glo dat die Here Jesus vir my sondes gesterf het en dat hy die dood uit opgestaan het. Ek het hom lief. Ek glo dat die Heilige Gees in my woon en my lewe nuut maak. Ons sing Lied 238, sittend asseblief. God enkele voor gesig is niks op aarde rein nie. Ons is bevlek met skuld bedek, kan nie voor u verskyn nie. Heer, waar dan nie, tot u alleen. U sal ons nooit begewe. Ons is bevlek met skuld is o God weg tot lewe. Kom ons buig ons hoofde in gebed saam. Wonderlike Vader, dankie dat ons kan stil word in u teenwoordigheid. Dankie dat ons in u woord vanmôre opnuut kan lees en nuwe eienskappe van u kan ontdek. En dankie Here dat u hierdie eienskappe gebruik om ons as mense opnuut nader na u toe te trek. Dankie vir die geleenthede wat ons ontvang om in die teenwoordigheid te mag wees. En Here, dankie dat u ons versorg. Dankie dat ons nou u woord mag oopmaak en vra dat u met elkeen van ons sal praat. O Heilige Gees, u is die een wat in ons harte skrywe. Skrywe u vanmôre vir elkeen van ons. In Jesus naam. Amen. Ek het gesê dat ek uit Psalm 23 uit sal werk die volgende paar weke. En vanmôre aan die orde is Psalm 23 verse 2 en 3. So ek gaan vers 1 tot 3 vir u lees. Die Here is my herder, daar is niks wat my ontbreek nie. Hy laat my lê in groen weivelde, na waters waar rus is, lei hy my. Hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die pad van geregtigheid, tot eer van sy naam. Broers en susters, rus en geregtigheid in die lewe word nie bereik deur harder en harder te probeer nie.
Ons ontvang dit as geskenke deur nader aan die Here te beweeg. 'n week of wat gelede toe ek met u gepraat het oor Psalm 23 vers 1, was my vraag aan u, jy sê die Here is jou herder, maar ken jy die Here wat jou herder is? En vanmôre in aansluiting wil Dawid vir ons baie belangrike goed kom sê. Maar as u katekisasie daar onthou, sal u onthou dat die eerste vraag van die Heidelbergse Katekismes was, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? En die antwoord is dat ek met liggaam en siel in lewe en in sterwe nie aan myself nie, maar aan my getroue saligmaker Jesus Christus toebehoort. Hy wat met sy dierbare bloed vir al my sondes ten volle betaal en my van die heerskappy van die duiwel verlos. Sonder die wil van my Vader sal geen haar van my hoof val nie. Ja, ook dat alles vir my tot my saligheid moet dien. Daarom verseker hy ook deur die Heilige Gees van die heilige lewe en maak hy my van harte gewillig om bereid om voortaan vir hom te lewe. En dan die tweede vraag, hoeveel dinge is vir jou nodig om te weet, sodat jy die troos salig kan lewe en sterwe? 3 dinge. Hoe groot jou sonde en ellende is, hoe ek van my sonde en my ellende verlos kan word, hoe die Here God vir so 'n verlossing bemiddel aan my. Die geleerdes wil sê dat Psalm 23 eintlik 'n opsomming is van die Heidelbergse Katekismes. Dawid, het ons die vorige keer gesê, is besig met sy belydenis. Hy sê in vers 1, ek kom niks kort nie, want die Here wat met Moses gepraat het, is my Here. En daarom sê hy, ek sal nie vrees nie, want die Here is by my. En ek sal tuis wees in die huis van die Here. Ek kom niks kort nie. Omdat hy my herder is, kom ek niks kort nie. En die interessante is dat van die teoloë skrywe en te sê, dit help nie om Psalm 23 te analiseer nie. Psalm 23 moet jy voel. En in hierdie gedeelte wat ons vanmôre gelees het, lees ons van groen weivelde en stille waters. Stel jou voor 'n herder wat jou versorg, 'n herder wat sy skape bring by 'n weidingplek waar hulle kan eet en waar hulle genoeg water het. En hy laat hulle self neerplaas hier. Met ander woorde, hulle het nie nodig om koersloos rond te drentel nie. Want hulle het 'n herder wat hulle volg. En dit loop oor in hierdie moment, omdat daar kos is en omdat daar water is, kry hy nuwe krag. Die herder sorg dat die skape veilig is. En omdat hy naby is, kan hulle krag herwin. Met ander woorde, die werkwoorde wat hier gebruik word is, hy maak my, hy lei my, hy versterk my. Ek weet nie wie van u al gaan vakansie hou in 'n 5-ster hotel gaan bly het nie. Maar in 'n 5-ster hotel is dit 'n ander belewenis, want hulle sorg vir elke nik en gril van jou, en jy het nog nie gepraat oor dit wat jy nodig het nie, en is daar.
want niks is vir hulle moeite nie. En hulle ontsien ook niks om vir jou te versorg nie. Hulle gaan haal dinge wat jy nie geweet het hulle kan kry nie. Wat jy nie geweet het van waarvandaan dit kom nie. En die werkwoord wat Dawid hier gebruik, is dat God dieselfde is as herder in ons lewe. Hy versorg jou tot so 'n mate dat hy alles vir jou gee. Al wat jy moet doen, is jy moet hom vertrou. En hierdie, hy maak my, hy lei my, hy versterk my, is die prente van die totaliteit van God se sorg. Psalm 77 vers 19 en 20. U pad loop deur die see, u weg is deur magtige waters, maar u spoor kan niemand sien nie. Soos 'n kudde het God hulle almal gelei. En Moses en Aaron was hulle herders. Aan die hand van Deuteronomium 2 vers 7 wil hierdie gedeelte vir ons sê dat omdat die Here jou Here is, sal jy niks kort kom nie. Omdat die Here jou Here is, sal hy jou lei na plekke toe waar jy rus en stille waters kan belewe en ervaar. Hoekom? Want Dawid sê God se naam is op die spel. Die Hebreëse woord shup wat hier gebruik word, is die woord wat ons gebruik vir herstel. Met ander woorde, iemand wat flou is, te laat herleef, om iemand te bekeer en 'n swerwer terug te bring. Die ooms wat met skape boer vertel my dat skape redelik dwaas is en dat hulle as algemeen baie onrustig is en dat hulle maklik verlore raak. En Jesus is die een wat al hierdie verloores kom haal en hulle plaas in sy teenwoordigheid. Galasiërs 5 sê Paulus, jy was 'n weeskind, 'n wegloopkind, maar Christus maak jou tot sy kind. En daarom is jy 'n erfgenaam. Erfgenaam om vir altyd in God se teenwoordigheid jouself te bevind. En God se reputasie is hier op die spel. Met ander woorde, God sal niks in jou lewe laat gebeur wat sy naam sal belaster nie. En Daniël verwys na sy hele lewe. Dawid moes ook soos Moses eers in die woestyn gaan woel, voordat hy tot hierdie besef kon kom, dat die Here hom beskerm, en dat die Here hom genadig is. Markus verwys in Markus 6 vers 31. Wanneer Jesus sê, jy moet self nou eenkant toe kom na 'n stil plek en 'n bietjie asem skep. En dan net 2 verse verder, stap Jesus uit die skuit uit en hy kyk na hierdie mense en hy het ontsettende deernis vir hulle, soos 'n herder deernis het vir sy skape.
Matteus 6 vers 39 vertel dat Jesus nadat hy die skuit uitklim, hierdie hele groep mense saamvoeg. En met 5 brode en 2 visse, al hierdie mense kos gee, meer as 5000, sodat daar 12 mandjies brood oorbly. Want Jesus sê, hy is die deur. As jy deur hom ingaan, sal jy beslis verlos word. Jy sal ingaan en uitgaan, en jy sal groen weiding kry. Almal van ons in die tydsgreep waarin ons lewe wil rus hê. Ons wil stilte hê. Ons wil graag ons krag laat herstel. Dawid, sowel as Jesus in Johannes 10, sê diegene wat deur die Here gelei word, sal na 'n plek gelei word waar God se beloftes sal realiseer en God se beloftes waar gemaak word. Want God se beloftes is vervul in Jesus Christus. As ons sê dat die Here ons herder is, dan is hy ook die een wat ons bring waar daar rus is. Want hy lei my sodat ek nuwe krag kan ontvang. En al hierdie dinge gebeur omdat sy naam op die spel is. God se eer op die spel is. As ons dus vir mekaar sê vanmôre, die Here is ons herder, dan wil die Here ook in jou teenwoordigheid kom staan en vir jou kom sê, kom na my toe, jy wat moeg en oorlaai is, ek wil vir jou rus gee. Amen. Heilige Vader, dankie dat ons in u teenwoordigheid kan stil word. Here, dankie dat ons die belewenis kan hê dat u ons Here is en dat hierdie Here dieselfde een is van Moses en van Abraham en van Dawid. En dat u elkeen van ons wil aanraak en wil kom nuut maak. En Here, in die tyd waarin ons lewe, is daar soveel van ons wat so sug na rus. Dankie dat u die enigste een is wat vir ons kan rus gee. En dat as ons aan u volledig oorgee, u elke oomblik van ons lewens ons sal versorg. Heilige Vader, ons bid vir elke lidmaat in hierdie gemeente. Vir hulle wat jonk is en uitsien na die uitdagings van die lewe, maar vir ander van ons wat deur winter is en soveel dinge beleef het en ervaar het. Dankie dat ons opnuut die woord kan hoor, dat u ons koester. En omdat u ons koester, u die een is wat ons lei, dat ons rus kan kry. Heilige Vader, wil u gee dat ons rus sal vind in u teenwoordigheid. Ons bid dat u die gemeente met al die bedrywighede in die gemeente oorvloedig sal sien. Maak ons stil, Here. Ons dink aan hulle wat siek is. Hulle wat
pyn het, liggaamlik of emosioneel, wil U die een wees wat hulle aanraak. Here, wil U dit rustig maak in elkeen van ons hart, want U is ons Here. U is ons herder. In die naam van Jesus Christus. Amen. Moet ek geleentheid gee vir die offergawes? Die offergawes sal opgeneem word. Van ons oogies. Here, alle gawes kom uit U hand. Elke ding wat ons ontvang, kry ons uit U hand. Dankie dat ons ook daarvan kan kom teruggee vir U werk. En dat ons weet dat U elke gewer sal seën oorvloedig. En Here, wil U gee dat ons dit sal gebruik om U naam uit te brei in hierdie gemeente en in hierdie dorp. In Jesus naam. Amen. Ons gaan saam sing uit lied 309 uit. Op my telefoon is dit net 2 verse, maar ek dink daar is meer verse. Kom ons sing asseblief al die verse wat daar is. Vader van genade, rig omhoog my hart en hoog, beskerm my teen die kwade.
waar ook het volk vergaan. My lewe bly aan U gewy. O Gees verlang vir my, waar ek moet stryd, waar ek moet lê. Gee altyd U beskar my. In die erediens sê die Here die laaste woord en hy groet u met die volgende woorde: Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak. Die Here is langs jou om jou in sy arms toe te vou. Die Here is agter jou om die aanvalle van die bose af te slaan. Die Here is onder jou om jou te dra as jy sou val. Die Here is rondom jou om jou te beskerm. Die Here is bokant jou om jou te seën. Die Here is in jou om jou te lei met sy Heilige Gees. Die drie-enige God is by jou van nou af tot in ewigheid. Amen.